Teen die einde van ons program lees ons 'n gedeelte uit Handelinge hoofstuk 9 vanaf vers 1, aangrypende verhaal oor Saulus, later dan Paulus se bekering. Handelinge 9 vanaf vers 1, Saulus se bekering. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik uit die hemel op hom 'n lig gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep. Ananias? Hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op die pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en is hy gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Hierdie gedeelte Handelinge 9 vanaf vers 1 tot by vers 19. Aangrypende gedeelte waar Saulus op pad is om Christene te vervolg. Ja, in die vorige hoofstuk het ons gelees wat Saulus bystaan as hulle Stefanus, die eerste martelaar vir Christus, doodmaak. Hierdie man met 'n passie, met 'n ywer, om te doen wat hy dink reg is. Maar as hy die Here Jesus se stem hoor, dan val hy neer. En hy weet, hy vra vir hom, wie is u, Here? Maar eintlik weet hy. En so sien hy die Here en draai nie weer in sy lewe om nie, tot by die einde. En hy gaan voort, en hy doen wat die Here vir hom sê. Ja, sekerlik baie keer deur te struikel, verkeerde dinge te doen, foute te begaan, maar deurgaans gaan hy vorentoe. Op elke plek waar hy kom, verkondig hy die evangelie. Aangrypend ook wat die Here vir Jesus vir hom sê. As hy vir hom sê dat hy besig is om hom te vervolg. Die Here Jesus sê nie vir Paulus of Saulus dan, jy vervolg my kerk nie. Hy sê nie jy vervolg die mense wat in my glo nie.
want ons is die liggaam van Christus. Die Here Jesus sê vir hom, jy vervolg my. Dit is so duidelik en so aangrypend opgeskryf. Nadat hy hom gevra het, wie is u Here in vers 5? Dan antwoord Jesus, ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. So die Here sê duidelik vir hom, dat hy hom vervolg. Ja, die Here Jesus is in die hemel. Maar dit is hy, want dit is sy liggaam. En saam met sy kerk is hy een. En daarom weet ons, die Here Jesus is by ons, in ons en met ons. Hy lê saam met ons op die kerk. As kerk op hierdie aarde, verskoning. Maar dan ook oor lyding. As Ananias na Paulus toe gestuur word, dan sê die Here vir hom, gaan, moenie bang wees nie, gaan hierdie man toe wat kom met bekendstellingsbriewe van die Joodse kerk. Gaan na hom toe, want iemand gaan na hom toe gestuur word, hy weet dit, met die naam Ananias, wat hom die hande gaan oplê, dat hy weer kan sien. Maar dan, sê die Here, gaan daarheen, want hy moet my naam uitdra onder die nasies, heidene nasies, en hulle konings, en ook onder Israel. Dan hierdie aangrypende vers, ek self sal vir hom wys, hoeveel hy vir my naam moet ly. Eintlik 'n waarskuwing vir elkeen van ons. As jy voluit gaan om aan heidene, nasies, konings, ja, en ook die kerk soos Israel, die woord van die Here te verkondig, moet jy weet dat jy teenstand gaan kry. Of jy dit doen met jou lewe, deur as 'n sendeling op te tree, of doodgewoon jou werk te doen elke dag. Net soos die Here teenstand gekry het, as hy voluit in sy lewe gedoen het wat reg en goed is, dan kry hy teenstand, hy betaal. Sonder behoorlike verhoor, met sy lewe aan 'n kruis. En net soos Paulus ook dan, hier word hy gewaarsku, as jy voluit gaan, jy verkondig die evangelie. Die vraag is baie keer wat by ons opkom, as ons nie lei vir die kerk en die koninkryk nie, of ons dalk nie heeltemal voluit gaan vir die evangelie se verkondig op die aarde nie. Kom ons maak elkeen seker dat ons presies doen wat die Here vir jou opdrag gee om te doen. Met al jou talente, al jou vermoëns, alles tot jou beskikking om die koninkryk te verkondig elke dag, elke oomblik van die dag. Soos ons ook met Paulus en met Christus gesien het in hulle lewens. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.